Vader, baie dankie. Dankie dat ons 'n liefdesverklaring kan maak vanmôre. En kan kom sê, Here, ek het U lief. Maar dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie, Here, dat U die pad oopgemaak het, dat U dit moontlik gemaak het vir ons om vanmôre hier te kom staan en te sing. Ek het U lief, o Heer, met alles in my. Vader, dankie. Kom en word verheerlik in deur dit wat nou hier gebeur. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan gerus jou sitplek neem. Ons spruite, daar gaan julle. Dankie. Dan Nikodien, jy moet lekker speel. Dankie sis, hoor jy. Geniet dit. Gaan stadig, moet hy is baie kabels en traps en wat is. Dankie. Kan ek 'n voorstel maak? Julle drie, wil julle nie net een opskryf nie, dan kan Susan my sien, dan sy, dan kan jy my sien, en dan kan jy my sien, daar sy. Want sy sit nou vir my en kyk op die kamera, ek sien, sy maak nie oogkontak nie, sy kyk op die kamera. Dis die verskil tussen my en 'n foto van my, nê. Die een is ontwikkel. Ok, jy kies wat die een is joune. Julle, laat ek net my notas aanskakel. Ek het al 'n kommentaar gekry van ek moenie dit doen nie. So ek doen nou nie meer dit nie, maar nou doen ek hierdie. Dankie vir julle wat my gebless het met hierdie bedryf. Dit werk nogal kwai, lekker. Ek moet net weet hoe dit werk, want hy weet wat hy moet doen. Ons praat oor die visie maak sy mond oop en toe. En toe? Jy het vanmôre vir die eerste keer ingeskakel het op die sosiale media platforms, baie welkom. Lekker om vir jou hier te hê. Dis goed. Ons praat vanmôre bietjie oor verhoudings en spesifiek liefde, goddelike verhoudings, goddelike liefde, goddelike riglyne vir verhoudings. Nou soos ek gesê het net nou, ons praat nie nou huwelike nie. Ok, ons praat verhouding. Ek en jy, mense rondom jou, die meisie by die til daar by die supermark, dit is waarvan ons nou praat. Ok, die verkeersbeampte langs die pad, daai mense. Ok, almal. Wat sê die Bybel oor verhoudings? Die eerste ding wat ons vanmôre moet mekaar sê is, die tema sê, en die visies praat en toe, wat luister ons? Nou kom ons terug en ons sê, ok, visies, stil net so bietjie daar buite, kom ons hoor wat sê die woord van die Here, wat sê God vir ons oor verhoudings, en ons begin by punt nommer 1, en dit sê, verhoudings is God se plan. Van die begin af is dit God se plan. Ons het in die week weer 'n lekker gesprek gehad met iemand rondom, maar hoe werk die drie eenheid? Waar was God in die begin? Wat? Genesis 1, in die begin was dit woes en leeg, en die gees van God het oor die leegheid gehang. En God die Vader kom en sê, laat ons mense maak na ons beeld. Jesus kom en word 'n mens. Vader, Seun, Heilige Gees, van dag 1 af in 'n drie-eenheid verhouding, perfek. En hy sê, kom ons maak die mens. Genesis 2, vers 18. Verder het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Ek like dit. God het vir jou 'n helper gemaak. Mevrou, as jy 'n man het, jy is jou man se helper. My vrou is my reghelper. Ons is die einde van die maand 46 jaar getroud, my vrou. Bless you. Ek weet nie wie gaan wie se kroon dra, watter tyd, hoe werk, daai goed weet ek nie, maar vir nou is dit lekker. Ek moet nie worry van krone nie, ek sal. Maar ek het geleer oor baie jare, dat ek is oulik, en ek is koosplannetjies, en ek is vinnig, en ek is alles. Maar God het vir my 'n vrou gegee, wat hy geweet het, ek nodig gaan hê, om my net reg te help. Sy is nie by basie, ek is nie bang vir haar nie, maar ek is lief vir haar.
Ek respekteer haar. Al daai goed wat ons nou oor gaan praat. En kyk vir Koos die perfekte man. Nee, ek is getroud, dames, dankie, daar sit sy. I'm not available, maar ek en jy moet vir mekaar sê vanmôre, God het 'n plan gehad met verhoudings van dag 1 af, om te sê, jy is op die aarde geplaas vir die ou langs jou. In die verhoudingskursus wat ons gaan aanbied, sal ons baie daaroor praat, wat is die rol van die man en die rol van die vrou in 'n huwelik, in 'n gesin, en al daai dinge, en ja, hoe lyk liefde, wat sê die Bybel oor verhoudings? Liefde en respek is die deeg, is die ingredients, van hierdie pot, wat ons moet maak. Liefde en respek, Kolossense 3. Bo alles, wat alles? Al jou worries en jou bekommernisse, en jou skete, en jou planne, en jou daai goed, bo alles, moet julle mekaar lief hê. Ons moet die ding lekker verstaan. In Efesiërs lees ons, manne, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk, ja. Die heel agtergekom, daar staan nêrens, manne, julle moet julle vrouens verstaan nie. Want net 'n paar verse verder sê, ek sê jou nie beproef bo jou vermoëns nie. Spot ons hier oor, ja, we love you, maar ons moet mekaar lief hê, weerskante toe, mekaar. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind, en die vrede wat Christus julle gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Hoeveel keer sê ons vir mekaar, al wat ek soek is vrede. Al wat ek soek is net kalmte. Hier sê, God het julle geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Wees altyd dankbaar. Ja. Vergifnis en genade. Efesiërs 4:32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons boerenasie sê maklik maar van vergewe en vergeet, Vergeet staan nie in die Bybel nie. Dit is nie 'n easy way out, 'n agterdeur wat God vir ons ooplos om te sê, ja, maar ek gaan, nee. Vergewe is, dis klaar, is verby. Dis klaar. Maar ek het geleer uit dit uit, want om te sê, Here, ek vra verskoning, maatjie, ek vra verskoning, en niks verander in my lewe nie, dan beteken my woorde niks. As ons sê, ek vergewe, ek vra vergifnis, dan beteken dit, ek commit, om te onthou dit wat ek verkeerd gedoen het, en ek gaan dit verander. Ek hoef nie noodwendig te onthou wat jy verkeerd gedoen het nie, dis jou verantwoordelikheid. Maar ek en jy, God gesproke, God gegewe waarheid uit die woord uit, sê, ons vergewe mekaar, weerskante toe. En dit is eenvoudig so, daar kom mense, daar kom tye, waar dit nie goed is, vir ek en jy om pelle te wees nie. Ons het nou verskil oor 'n ding, en 'n wat, en ons het mekaar nou geboks, onthou jy op skool, kry jou langpause agter die fietsloods, dan sort ons die ding uit. En dan loop jy daar met 'n blou oog daar verby. Maar ek gaan nou nie môre jou weer uitdaag vir 'n fight nie, want jy slaan vinniger as ek. Ek kan nie vinnig genoeg weghardloop nie, so ek kan ons maar, weet wat, ek vergewe jou, jy is die vinnigste, jy is die sterkste, have fun, maar ek wil nie weer jou maatjie wees nie. Dis lief vir jou, maar ek hou nie vir jou nie. Ons kan dit verwoord soos ons wil, maar liefde gaan daaroor dat ek nie in die skool loop en vertel, maar daar was eintlik 'n boef, want hy het my geslaan toe ek nie gekyk het nie. Onthou jy, ek was nog besig om te onderhandel, toe slaan hy al in. Wel as jy in 'n fight ingaan, jy gereed wees. Dis lief vir jou, met die liefde van Christus. Ons verhouding met mekaar hier is nie so kwaai nie. Dis lief vir jou, maar is beter. Sit jy daai kant, ek sit die kant. Dit kan so werk. Ons soek vrede. Dit help nie ons klim hier twee boesem vyande, klim hier in die kar en ons gaan op 'n roadtrip deur Suid-Afrika. Iets gaan breek. Iets gaan breek. Dien mekaar, sê die woord vir ons. Wat beteken dit om te dien? Filippense 2. Moet niks uit selfsug en eersug doen nie,
maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dien mekaar. Ons gaan nou daarby kom van Jesus het gesê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Dien mekaar, dit wat julle dames gister gedoen het, dis hy daai. Dien mekaar. Ek weet nie of enige van julle spesifiek 'n snytjie koek gevat het en gesê het, maar die hele beplanning, die hele mooi maak, die hele jou bydra. Nou ek dink ons moet sulke blommetjies en ek dink ek het mos nog gesien die foto's, dis mooi. Iemand het moeite gedoen. Iemand het gedien. Iemand het geïnisieer. Iemand het opgewonde geraak gesê, maar wow, dit klink lekker. En op die einde van die dag was dit 'n feesviering in die teenwoordigheid van die Here. So, dankie vir dit. Dankie. Ek lê nog net 'n fondasie, ons kom by die boodskap. Ongelukkig kom daar ook eindes aan verhoudings. Ek en jy gaan in verhoudings in vir verskillende redes. In die skool is ons maatjies want ons sit langs mekaar in die klas. Dan begin jy hier in graad 10 of waar ook al begin jy ander vakkeuses uitoefen. En nou het jy houtwerk en ek het metaalwerk. Nou sit ons nie meer by mekaar nie, so die vriendskap kom tot 'n einde. Ons gaan in matriek uit en daar gaan ons, jy gaan swat daar en ek gaan swat daar. Dit kom tot 'n einde. Jy is na universiteit gaan werk, jy die kant en ek gaan werk daai kant. Dit kom tot 'n einde. Daar's seisoene. Ons speel saam rugby. Jy breek jou enkel, jou rugbyloopbaan is verby, ons vriendskap is verby. So huwelike, ons trou nooit met die idee dat ons dit gaan beëindig nie. Maar daar kom tye waar ons net sê, wie wat, dit werk nie. Hoor wat sê die Here rondom die einde van verhoudings in Romeine 12 vers 18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Wat is die sleutelwoord daar? Sover dit van julle afhang. Hierdie is 'n keuse. Hierdie is 'n keuse. Jesus kom in die woord en hy sê, en vandag, moenie jou hart verhard nie. Moenie. Ons gaan deur moeilike tye, ons gaan deur omstandighede, deur seisoene, ons kinders bly ver van julle, se kinders bly nog verder, en die verhouding verbreek nie, maar dit neem 'n ander dinamika aan, dit neem 'n ander, ons hier, ja maar ek trek nou PE toe, okay, maar ons gaan elke naweek kom kuier, nee jy gaan nie. Jy gaan dalk vir die eerste maand, en dan gaan jy, ja, ons gaan nog altyd, nee jy gaan nie altyd. Maar, hierdie, sover as dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Jy sien, ek en jy, die woord sê vir ons, Jesus sê, en hieraan sal julle geken word as my kinders, julle liefde vir mekaar. Nie wat ons saam doen nie, nie wat ons saam rugby speel, skool gaan, getroud wees, dit, nee, die wêreld daar buite kom en sê, maar wow, wie is jy? Jy het net iets anders, jy het net, en wat is daai iets anders se naam? Sy naam is Jesus. En Jesus se karaktereienskap is liefde. Ek en jy, sover dit van jou afhang, dit is jou besluit. Hoekom is verhoudings belangrik? Hier gaan ons nou. Wat leer ek en jy hier uit julle? Hoe het ons gekom by ons definisie van verhouding? Met mense rondom ons, met ons huweliksmaats, met wie ook al. Genesis 1:27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Man, womb, man. Womb, man. 'n ding, 'n spanner wat 'n man nie het nie. Man, womb, man. Ek lees 'n dingetjie van so groot ou wat sê, I once was trapped in a woman's body, and then I got born. Come on. God made you to his image,
as his representatives, as sy verteenwoordiger. Dis hoekom verhoudings belangrik is. Want ek en jy sit hier en sê, maar as my aardse pa so lyk, hoe lyk God? Ek en jy hoor dit daar buite, ons lees dit op die sosiale media, waar mense sê, verskille tussen kerk en corporate wêreld is min of meer 3%. Dit lê gewoonlik in hulle taalgebruik en die liedjies waarna hulle luister. Maar verhoudings, dog eat dog, net so. Ons spot daaroor en sê, die kerk, die army van Christus is die enigste army waar die soldate mekaar skiet. Wow. Wat 'n aanklag is dit, julle? Tussen ek en jy as God se verteenwoordigers. Jy wat daar sit vanmôre onder die boom, onder die laken, daar waar jy is. Wat sê mense rondom jou? Wat sê jy van kerk? Van die liggaam van Christus, van verhoudings? Wat beïnvloed jou denkpatrone? Wat beïnvloed verhoudings? Meningsverskille? Jy al agtergekom, as jy met mense verskil, dan stem jy eintlik saam oor die outcome, jy stem net saam oor of jy verskil net oor die paadjie hoe om daar te kom. Die losskakel van die springbokke. Wow! Ons kan verhoudings opbreek daaroor, julle. Het dit ewigheidswaarde? Nee. Want môre is daar 'n nuwe een en dan? Nee, nou is ons pelle. Volgende naweek speel hierdie ou, dan is ons nie meer pelle nie. Die naweek daarna is ons weer pelle. En nee. So. Ek is jou vriend, ek is jou vernoot, ek is in verhouding met jou, omdat ek vir jou met die liefde van Christus hier is om jou te dien. Dit gaan nie oor watter losskakels jou gunsteling nie. En ek gebruik 'n simpel voorbeeld, meningsverskille, kom aan. Hoe bak 'n oue kaaskoek? Ek weet nie, vra vir Willie. Nee, maar ek het 'n ander resep. Daar gaan ons. Wie se kaaskoek is die lekkerste? Ek hou van sout kaaskoek. Kry mense sout kaaskoek? Nee, kom ons bou een. Meningsverskille, is dit die moeite werd? Sterf van jouself, geld. Te veel, te min. Wat doen jy daarmee? Wat doen geld met jou? En met daai ou, nee. Vandat hy geld het. Vandat ek nie meer geld het nie. Regtig? Julle, ons moet werk. Waar werk jy? Wat werk jy? As ek net daai verhoging kan kry, daai bevordering, as ek net, dan gaan mense van my hou. As ek net, kan nie so wees nie, julle. Dit kan nie so wees nie. Vertroue wat gebreek word. Nou dit is so, daar is vergeetachtigheid, daar is verstrooidheid, daar is deurmekaarheid. Ek weet, vra my gister, hier's 'n belydenis, die hele wêreld daar buite, nou weet jy ook, Koos maak ook 'n fout. Ons kyk Vrydag aan TV, dit wat daarmee saamgaan, lekker, sit af, ding dong, ek maak skoon, Ilana maak so, okay, bye, slap. Saterdagoggend word ek wakker, ek gaan nou 'n bietjie musiek luister, want ek mag nie vir haar sê, daar's vir haar 'n party nie, so ek moet nou tyd opmaak, moet kom luister hierdie liedjie, okay, goetertjies, mens mag ook nou nie jok nie, maar ek moet nou kreatief wees, daar sit ek die TV aan, daar wil hy nie werk nie. Nou wys hy vir my Radio Lesotho, ek druk al die knoppies, ek is op Google, ek is op ChatGPT, ek is oral. Hulle sê, plak hom uit, ek sê, ek het al. Hulle sê, doen het weer. Op 'n stadium sê hulle vir my, los hom vir 10 minute, ek weet nie wie time die ding nie, maar okay. Nou plak ek hom uit, ek sê vir hulle, kom ons ry, kom ons gaan weg. En ek kom terug, ek laai haar af, ek kom terug, nou hang ek hier rond, doen 'n bietjie dit, sit die TV aan, niks. Bel vir Leon. Leon is ons tegniese ou, hy ken van knoppies. Ek sê vir hom, as jy klaar gewerk het, kom, hier kom hy. Hy loop in,
Hy gaan staan, hy kyk die gereedskap so, hy druk die top en hy sê, jy moet die decoder aansit. Ek sê, okay, dankie, vrede, bye. Moenie daaroor praat nie. Moenie daaroor praat nie. Ek het sy vertroue gebreek. Hy het gedink, ek weet hoe werk 'n TV-decoder, ek weet nie. Iemand wat jou vertroue skend, of skaad, gaan jy vir my, ja, natuurlijk, ja, no problem, Vrydag 2 uur, shop. Vrydag 3 uur, om bel ek en sê, hey, waar is jy? Jy moes my herinner het. Ek hou nie meer van jou, maar ek is lief vir jou. Dit maak verhoudings deur mekaar, jaloesie. Daai brand wat jy nou aan het vanmôre, ons het op 'n stadium met ons by mekaar gekom in die oggend en sê ek, wat het jy in gedagte gehad vanmôre dat jy nou daai hempie aantrek? Wat se boodskap wil jy vir die wêreld gee rondom dit? So 'n knypie sonder lag, net so. Want ek het nou nie eintlik daai brand in my kas nie. Jeep en cheap is mos maar dieselfde ding, nê? Maar jy weet, hulle is witbroodjies van die Here. As hulle bid, dan gebeur het. Miskommunikasie of misverstande. Julle, ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê, jy het 'n wêreldbeskouing. As ek sê, Roy, wat sien jy? Wat sien jy? Die jagveld, biltong wat so hang, die Lions rugby span, hulle het gister gewen, jippie. Praat jy van bloed uit 'n ernstige, gewelddadige vorige huwelik of verhouding? Wat trigger by jou, as ek sê, Roy? Nou het ek jou aan die ding gesit en ek dink aan rugby as ek sien Roy. Wat dink jy so, wat sien jy as ek sê blou? Weer rugby? Nee. Ek sien my vrou se oë, man, ek sien miskommunikasie, julle. Waarde van woorde, triggers. Ek is nie verantwoordelik vir dit wat jy hoor nie, ek is verantwoordelik vir dit wat ek sê. Jy filter dit wat ek sê deur 'n ding, jy luister om te verduidelik, nie om te verstaan nie. O my genade, nou raak dit, ja. Maar dit is, onthou julle, ons het nou al hoeveel keer gepraat, en die visie sê dit, en die visie sê dit. En die visie, die Here sê, get a godly mind. Verander jou wêreldbeskouing vanuit 'n goddelike perspektief, dat as iemand sê, hoorie, hallo, dan sê jy, sê net weer, ek het nie mooi verstaan nie, is dit wat jy bedoel? Kom ons praat daaroor. Ja, maar Koos, hierdie gesprek gaan nooit klaarkom nie, dis okay, want die fight gaan ook nooit klaarkom nie. Voorkom dit sommer hier en nou. Jou verwagtinge. Jy het hierdie girl gesien op universiteit, sy is net so vleurig en vlytig en daar gat sy. En jy dink, sy is kwaai. Sy is alright. Sy gaan ons finansies doen. Sy gaan die finansies verdien, want CA, papa, hulle verdien paar sente, kwaai, laat hy kom. En daar trou jy met haar, en sy is oulik en alles en wat. En eendag op reendag sê jy van, hoorie, liefie, wil jy nie vir ons 'n spreadsheet bou nie? Sê sy, ek bou 'n spreadsheet by die werk die hele dag. Ek is jou helper, bou jy die spreadsheet, dan gaan ek jou net help om hom te balanseer 1 keer 'n week, okay. O genade. Verwagting. Ek het soveel goed in my hart, ek sal dit by die kursus vir julle sê. Maar, julle, ons het verwagtinge van mense. Jy ontmoet iemand vir die eerste keer, wat doen jy? Jy kyk hom so, jy sê, geld en griep kan jy ons nog nie wegsteek nie, nee. Welkom by ons, hoor, hier is Jabokstig finansiële probleme so pas uitgesorg, dankie. Here, ek het ons nog gebid vir hierdie ou. Maar daai klere is oud, julle. Dis nie vandag se klere nie. Hy het dit by 'n ander kerk se klerekas gekry. Jou verwagting gaan jou drop. By watter visie het jy geleer? By watter visie het jy geleer om te
konflik te hanteer? Jou pa, wat vinnige hande het, jou ma, wat 'n skerp tong het, jou vriend boelie by die skool, as ons sê, kom ons gou 'n bietjie konflik, dan slaan ons die waks uit mekaar uit. En gewoonlik is jy die ou wat houe vat. Hoe het jy geleer, by wie het jy geleer om konflik te hanteer? Want daar is konflik in die lewe. Ons kan nie deur die lewe gaan en sê alles is net altyd reg nie. Daar kom tye waar jy moet sê, hoor jy, hallo, ek is ook hier, ek stem nie saam met dit wat hier gebeur. By wie het jy geleer om waardering te wys? Praat van liefdestale, om geskenke te gee, om drukkies te gee, woorde van waardering, taakies om te help. Meneer, ek wil vir jou sê, as jy nou vanmôre vir my sê, my liefdestaal is om my kouse op te tel in die oggend en dit in die wasmandjie te gooi, laat my vrou dit nie hoef te doen nie. Nou wil ek vir jou sê, shame on you. Dit is net basies goeie maniere. Niks met jou liefdestaal uit te wyn nie. Hoe wys jy waardering? Waardering het nie 'n price tag nie, julle. Waardering is dit wat gister gebeur het. En ek hou nou aan verwys, gister, dit was amazing, julle. Jy dink jy het nou maar net 'n party gereël en gaan koek en tee en pannekoek en tee, nê? Soet pannekoek en sout pannekoek en ek hoor net die pannekoek. Julle, waardering is iets anderster. Effektief te kommunikeer. Jy gehoor mense, as jy met hulle praat, hulle antwoord jou nie. Ons praat net nou daaroor. Appel. Watter rugby-span ondersteun jy? Nee, net die sport, papa. Daar is soveel politiek in die rugby deesdae, jy kan nie meer 'n span hê nie, jy moet net. Maar watter span ondersteun jy? Ek is 'n Vrystater van geboorte. Om die Vrystaat rugby-span te ondersteun is soos om 'n broer in die tronk te hê. Jy praat nie daaroor nie, want dit is persoonlik. Ek sê nou vir jou, ek ondersteun die Vrystaat, want die Vrystaat is die voedingsbron van rugby in Suid-Afrika. Alles en almal kom daardeur, ja, Paul Gimnasium en natuurlik en alles, dis oulik. Maar die Vrystaat is my span. Wie nou dat jy dit sê, nee, ek voel presies dieselfde. Ek voel presies dieselfde. Jy wil nie 'n uitspraak maak en kommunikeer, want jy is bang jy stel my teleur. Hoekom mag jy nie jou eie rugby-span hê nie? Hoekom mag jy nie jou eie opinie hê nie? As ek vir jou vra, hoorie, wat dink jy van? Regtig? Sê weer, Praat, kyk my in die oë, praat. Dis wat die visies ons leer, julle, daar buite. Die oor die hardste skree wen. Die oor die vinnigste hardloop met die minste beserings. Dis die wêreldse manier. Die Bybel sê, liefde, kom ons leer by God uit die woord uit liefde. Dis 'n vrag verse, ek gaan hulle vir julle voorlees, ek gaan nie elkeen analiseer en uitwy nie. Ek gaan stilstaan hier en daar, maar hoor net wat sê die woord, want dis waaroor dit gaan. Ons leer uit die woord van die Here. Die visie maak sy mond oop en toe gaan ons na die woord toe. Right. Johannes 13 vanaf vers 34. 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Christelike liefde is meer as 'n gevoel, julle. Ek wil nou waag om te sê, wie van julle het op potch geswat? Jy hoef nie te wys nie, dis alright. Okay. Dankie. Was jy een van daai manne daar op die bult, wat 'n eerste jaar meisiekind in die middag sê het, kom ons gaan koffie daar, of wat ook al jy vir haar genooi het om te drink, maar kom ons gaan op die bult, 3 uur in die middag, 5 uur kyk jy aan die oor, sê, yes, ek like jou kwaai. 7 uur begin jy sê, yes, like wie? Ek begin gevoelens vir jou ontwikkel, ek dink ek raak lief vir jou. Hy lieg, hy is nie lief vir jou nie, hy is lus vir jou. Come on, julle. Christelike liefde is nie 'n gevoel nie. Christelike gevoel is respek,
is diensbaarheid, is al hierdie goed. Dit kom met 'n beloningsnetwerk, dis so. Maar come on man, jy kan nie elke girl met blou oë wat by jou verbykom sê, dis nie liefde nie, dis 'n misverstand. Dis miskommunikasie. Liefde is om te dien, om te luister, om op te offer. Ja, maar jy sê my nooit. Ek hoef jou nie te sê nie, kyk net. Kyk net. As jy vir jou vrou elke dag 'n ding bring, sy hoef nie te sê dankie of ek hou daarvan, jy sal baie gou agterkom. Maar jy so in jou eie wêreld van ek is die Here, kyk vir my. Jy kom nie agter, jy is eintlik besig om haar karakter af te breek met alles dit wat jy doen. Ek en jy moet dien, ons moet luister. Liefde is deur dik en dun te volhard. Jy sien hier so, dik en dun. Byt vas. Byt vas, stick around, I'll make you famous. Dik en dun. Ja, julle. Hoe amazing is dit, dat God as 'n vader vir jou kyk en sê, wie wat? Okay, kom. Jy gegly die week, ja, Ken. Okay, kom. Moet net nie daar bly lê nie, kom net saam. Kom net saam. 1 Petrus 4, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, die liefde bedek baie sondes. Die liefde maak dat hierdie goed weggaan. Wat leer ons uit die woord uit? Nederigheid. Oh Lord, it's hard to be humble. Nederigheid, 1 Petrus 5. Julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges. Onthou julle daar's 'n skrif wat sê, moenie in jou jonkheid ontken word nie. Bietjie teenstrydig, nê? God sê, erken, respekteer die ouer mense. Hy sê, as jy hulp nodig het, gaan na die gryskoppe toe. As jy hulp nodig het, kry die ouderlinge. Wie het gesê van die ouerhuis ding, wat is dit 'n ou wat se huis? 'n oudtydse huis. Gaan na die oudtydse huis toe. Gaan vra vir die tannie daar, gaan vra vir die oom daar. Maar terselfdertyd, omdat jy jonk is, moet ons jou nie erken nie. Daai skrif sê, almal moet trouens mekaar nederig en help. Nederigheid. Hoor wat sê Paulus in Romeine 12. Kragens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Lê jou liewer daarop neer om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Moenie goed uit jou eie krag uit doen nie. Nederigheid is nie Jannie jammerlik nie. Glad nie. Dis jy mag 'n opinie hê, jy mag iets weet, jy mag iets sê, jy mag 'n spesiale gawe hê om iets te kan doen, om knoppies van die kouder te kom aansit. Jy mag dit wees. Maar dis 'n genadegawe van die Here af. Moenie dit in jou eie krag doen nie. Diensbaarheid. Ek en jy moet diensbaar wees teenoor mekaar. Markus 10. Ons almal ken hierdie versie. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Wat het Jesus gedoen in daai tyd? Kom ons hoor 'n paar voorbeelde. Hy het sy tyd daaraan bestee om die siekes te genees en die armes te seën. Wow, julle. Onthou julle, hulle praat van, wat is daai siekte, die malaatses, nê? In die kultuur van die tyd, die rein en die onrein, en jy kan nie aan mense vat nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie, want jy word besoedel. En hoeveel keer gaan Jesus en almal is on the move en hulle is besig, en as iemand uitroep, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig, dan stop Jesus. Hy het siek mense genees. Wat het hy gedoen? Hy het gesien, hy het gekyk. Hy was
absoluut diensbaar. Hoeveel keer loop ek en jy in 'n plek in, en daar sit 'n oomie wat so bewe, hy kry nie sy milkshake gedrink nie. Yes, maar ek wil hom nou nie embarrass nie. Man, staan op en gaan sit by hom en sê, oom, vat 'n sluk, ek hou vas jou strooitjie vir jou. Jesus het die siekes genees. Hy het die voete van sy disippels gewas. Julle, dink daaroor. Daarom het nie naaldknippers gehad nie. Daarom het nie Dettol en Savlon gehad nie. Daarom het nie Nike tekkies gehad. Hulle het kaalvoet geloop. Wie wat trap hy orals? Onthou jy toe jy op die plaas groot geword het? Jou voete so koud as daai graspolle daar in die Vrystaat staan so. Dan hol jy vir 'n miskoek van 'n bees, jy gaan staan so om jou voete. Jesus het daai voete gewas. Diensbaar. Nee, ek sê jou voete was, maar gaan net eers gou spa toe, laat hulle net daar 'n bietjie die ding die skuil, jy weet. Net nou as ek die tone so maak, dan spring daar 'n ding uit. Jagompies het die ou mense dit genoem, onthou julle vir jagompies? Ja, julle. Hy het sy lewe aan die kruis opgeoffer om ons van ons sondes te red, diensbaarheid. Wat is jy bereid om te doen vir jou maatjie? Nie jou man of jou vrou nie, jou maatjie, jou man en jou vrou ook, maar jou vriendin, jou oomie wat gevry het daar ver, toe het hy nou altyd met die perd gaan kuier, toe kry hy 'n motortjie, nee. Toe laat weet hy vir sussie daar, ek wil baie graag vanmiddag vir jou kom kuier, maar dit lyk na reën, ek het sopas die kar gewas, ek sal maar sien wat gebeur. Nie maar môre weer jou kar was nie. As jou skoon kar nou die bepalende faktor is van jou diensbaarheid. Ons leer geduld uit die woord uit, Here, Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Lankmoedig, geduld. O, jy weet, ek is maar kort van rond. Ek is maar so gebore en so gelaat staan. Nee, laat staan, sulke dinge laat staan. Kom ons leer maar om net tot 3 te tel. Party van ons het nodig om tot by 10 te tel. As dit 'n uitdaging in jou lewe is, waar mense na jou kyk en sê, jy's daai ou is amazing, mense, as hy daarom in die kerk sing, dit klink soos 'n engele sang. Maar moet net nie voor hom inry by die sirkel. Regtig? Aanvaarding, omdat ons sy kinders, Galasiërs 4, omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en ons roep uit, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Aanvaarding is nie om, dis nou maar soos dit is, nee, aanvaarding is, ek aanvaar jou tekortkoming, ek aanvaar jou uitdagings, jy aanvaar myne en ons aanvaar mekaar, want God het ons aanvaar. Hy het deur sy gees in ons harte ingekom en hy gee vir ons aanvaarding, hy sê jy's okay, kom. En vanuit dit kan ons sê Abba Vader. Vanuit dit kan ons sê ek is lief vir jou. Ek is nou jammer om te sien jy ry 'n Ford, maar ek is lief vir jou. Dis okay, ek aanvaar dit. Dis jou keuse, dis jou aanvaarding. Wat leer ons uit die woord uit? Jesus liefde. Liefde is nie 'n gesindheid, 'n ingesteldheid of 'n emosie, dis nie 'n gevoel nie, julle. Dis 'n werkwoord. En is 'n continuous werkwoord. Wat is dit? 'n aaneenlopende. Dis iets wat jy doen en stop en doen, en hy loop deur. Jesus het maaltye saam met tollenaars geëet. Besef jy die implikasie van dit wat Jesus gedoen het om saam met tollenaars te eet? Wat het 'n tollenaar gedoen? Dis nie SARS nie. SARS doen 'n job. Ja, hulle vat ons geld en iemand sê nou die dag in Suid-Afrika het ons so iets soos 38 sent uit die rand wat in jou sak inkom. Alles gaan nie. Maar hulle is nog nie die bad ouens nie. Tollenaars
is die ou wat by 'n padblokkade 'n bribe vat. Dis 'n tollenaar. Wat onregmatig en onregverdig kom en sê, jy het nou reeds die keiser betaal wat jy betaal, maar hier's nou nog 'n enetjie. Ek het nou sommer my eie tolhek hier opgesit, nou is ek 'n tollenaar. Bring jou goeders. En Jesus sê, wie wat? Liefde beteken jy het vergifnis nodig. Beteken jy het redding nodig. Kom. En hoor vir Koos vanmôre, as jy nou 'n probleem het met vrouens, manne, moet nou nie 'n masseursalon uitkies as jou bedieningsveld hier in die dorp. Jy gaan nou hierdie meisies almal mooi gaan vertel. Nee, dis nie slim nie. Dis nie slim nie. As jy 'n drankprobleem het, ek gaan elke drankbottel eienaar in hierdie plek gaan ek nou persoonlik vertel. Ek gaan saam met hom 'n bier drink. As jy huisbesoek doen soos ons, 5 besoeke per dag, gaan jy dit nie maak om huis toe te gaan nie. Kom aan, ouens, wees realisties. Moenie dit doen nie. As jy 'n maaltyd saam met 'n tollenaar eet, is dit intentioneel. Jy vat nie 'n leeu in sy hok nie, jy sê vir hom, kom hier. Ek kry jou op neutrale grond. Jesus het die voete van sy disippels gewas. Hy het sy hand op die koppe van kinders gelê toe hy hulle geseën het. Ag nou, wat so groot daaraan? Hallo? Ken julle daai verhaal van moenie die baba met die water uitgooi nie? Weet julle waar kom dit vandaan? Daar's mense wat in die woestyn bly, wat 1 keer in 6 maande bad. En die pa is die jippie jy eerste in die water. En dan gaan hy, en dan kom mamma. En dan bad ons die kinders in dieselfde water, oor en oor en oor. Teen die tyd as dit die babietjie se beurt is daai water so swart, modder, goed. So moenie die baba saam met die water uitgooi nie. Het hulle shampoo gehad? Het hulle luise gehad? Dalk. Het hulle goetig dalk? En Jesus sê, wie wat? Kom maar, dat ek jou koppie vir jou vryf. Julle? Hoe kan 'n ou hierdie goed vir mekaar beskryf? Ek vra vir jou, hoe lyk jou liefde vir mense? Hoe lyk jou liefde vir stikkende mense? Hy het 'n groot skare kos gegee. Hy het die siekes genees. Ons maak klaar. Vergifnis in die hele bedryf van verhoudings bring herstel van verhouding. Ons het dit vir mekaar al hoeveel keer gesê. Sonde bring 'n verwydering tussen mens en God. Vergifnis bring eenheid. Misverstande, miskommunikasie, mispersepsies, wanverwagtinge, al hierdie goed bring verskeuring in verhoudings. Ons vergewe en dit bring terug. En wat is die krag van vergifnis? Wat is die beloning van vergifnis? Hoor wat staan daar in die woord. 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een wat val, wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As iemand val langs jou, is dit nie jou plek om te sê, dit gewonder hoe lank gaan dit nou vat. Lê jy nou lekker? Jy het ons gesê, die wiel draai. Is dit ons verhouding? Dis wat die visies vir ons sê, die sterkste wen. Jesus sê, die nederigste wen. En jy hoef nie te veg vir oorwinning nie, ons veg vanuit oorwinning. En ons gaan nou nagmaal gebruik, jy aanlyn, wil jy nie jou familie, jou vriende, jou wie ook al, jou eie nagmaal elemente by mekaar kry. Kom ons gebruik vanmôre se nagmaal net om te sê, dis net genade. Dis net genade dat ons die voorreg het om vir God die Vader te mag Vader noem. Dis net genade
wat ons mekaar vanmôre in die oë kan kyk en vir jou sê, wie wat? Ek is lief vir jou met die liefde van Jesus. Hoor jy my? Ek is lief vir jou. Lief vir jou. Ek is regtig lief vir jou. Waardeer jou. Dankie vir jou liefde. Dankie dat daar deur vergifnis daai skrif waar word wat sê maar 2 is beter as 1. Ons groet jou. Die link vir die liedjie is op die Facebookblad, op die post. Dit liedjie This is Amazing Grace, dis net genade. Kry jou nagmaal elemente bymekaar. Sê vir die Here dankie. Dankie vir sy bloed wat gevloei het vir jou. Dankie vir die opstanding uit die dood vir jou. Ons groet jou, ons seën jou. Be blessed, kyk mooi na jouself.